Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Dis weer eens vir my wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u te bring. Nou geliefdes in die Here, ons voorsang vanoggend kom uit lied 201, die bekende lied 201, Lof sing die Here, buig voor hom neer. Lof sing die Here, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom lof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom ja hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolik, juich en sing. Laat al wat lief hom dank en prys, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lof prys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juich. Laat almal saam hom eer betoon, en voor 'n koning buig, en voor 'n koning buig, en voor 'n koning buig, en voor 'n koning Wat 'n pragtige, kragtige lied. Die Here sê ek, die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou, en ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Nou God het ons met sy seun gegroet. Kom ons antwoord met blydskap daarop deur saam te sing uit lied 156, Loof, loof die Here. Loof, loof die Here, bring hom dank en ere, o Christus skare rondom sy altare. Hy is ons God, die ewige, die ware. Loof, loof die Here. U is die Here, U is onze Vader, in Jesus naam is ons nou hier vergader, en deur die Gees kom ons vrymoedig nader. Loof, loof die Here. Hoor ons gebede, dat ons in die vrede op al ons weë elke dag kan wandel, en altyd deur na U gebooie handel. Loof, loof die Here. God van weldaden, skenker van genade, U moet verheerlik en bestel ons lewe. Ons is geduldig teen die guns omgewe. Loof, loof die Here. Geliefdes, in die Here wat leer die 10 gebooie ons? Leer ons wat is die verkeerde ding in die lewe? Leer ons hoe om vir God lief te wees. Leer ons hoe vir mense om ons lief te wees. Leer ons hoe God wil hê ons moet lewe. Daardeur word ons dan bewus van God se heiligheid, maar as ook so van ons eie sondes. God se wet eis liefde van ons.
Kom ons luister hoe Jesus die wet vir ons opsom in Matteus 22 vanaf vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou na ons geluister het na die wet, kom ons bely ons skuld, want ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters, na skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. En almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons antwoord daarop deur saam te sing uit Lied 205, Bring lof aan die Vader. Kom ons buig ons hoofde voor ons Here en Hemelse Vader in gebed. O Here, ons kom vanmôre na U toe in nederigheid en in dankbaarheid, Here. Dankbaar dat ons na U woord kan luister, dankbaar dat ons die geleentheid het, Here, om enige plek in vryheid met U te kan praat, tot U te kan bid, Here. U die Bybel te kan oopmaak en versterking daaruit kan vind. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie wat ons het nie. Ons dink vanmôre aan die soveel ander plekke wat Christene smag daarna om in vryheid hulle U te kan loof en prys, maar hulle word onderdruk, vervolg en doodgemaak, Here. Ons vra U vanmôre, Here, versterk hulle in hulle geloof, versterk hulle dat hulle kan staan in
vas kan staan, Here. Want hulle weet en ons weet, dis nie die wat die liggaam kan doodmaak nie, maar die wat die siel kan skade aandoen. En as ons aan U behoort, o Here, kan niemand dit wegvat van ons af nie. Maar U ken ons harte. U weet ons maak so maklik foute, ons doen so maklik die verkeerde, Here. Daarom vra ons vergewe ons sondes en ons oortredinge. Verwyder dit so ver as die ooste verwyder is van die weste en dink nie meer daaraan nie. Maar Here, dat ons onsself ook daarin sien, dat ons vra om vergifnis, maar dat ons self ook onsself vergewe en nie ou top oor dit wat in die verlede gebeur het, nadat ons om vergifnis gesmeek het nie, Here. Versterk ons harte, Here. Gee ons klarigheid in elke dag van ons lewe, Here. Dat ons die goeie kan raak sien, en net nie die bose wat die wêreld vir ons opdis nie. Here, ons dink vanmôre besonder ook aan die mense in Venezuela, hierdie verskriklike aardbewings wat hulle getref het. Here, daar is soveel mense wat ly, en nie net deur die verlies van mense nie, maar honger, voedselbronne wat afgesny is, vir geen dak oor hulle kop het meer, Here. Dink aan hulle, o Hemelse Vader, versterk hulle in 'n uur van nood. Maar gaan ook so met die oorlog getuisterig dele, Here. Waar mense wat onskuldig betrek word by moondhede of persone wat wil heers, hulle daarin betrek word in sulke oorloë en onskuldig daaronder ly, Here. Maar Hemelse Vader, ons weet U is in beheer. Al lyk dit nie soms vir ons as mense so nie. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Gaan dan met ons hierdie erediens, open U woord vir ons, Here. Ons vra dit net vir dienste nie, maar enkelheid genade. Amen. Ons skriflesing vir môre kom uit Openbaring 11. En ek lees vir Openbaring 11 vanaf vers 15 tot vers 19. Die 7de trompet. Toe die 7de engel op sy trompet geblaas, daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het: Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge wat op hul trone voor God sit, het toe gekniel en met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou U groot mag gebruik en as koning heers. Die nasies was woedend, want nou het die tyd vir U oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek. Die dooies word geoordeel. Aan U dienaars, die profete en aan die gelowiges, die wat U vrees, klein en groot, word hulle loon gegee. En die wat die aarde vernietig, word vernietig. Toe het God se tempel wat in die hemel is oopgegaan en sy verbondsark wat in sy tempel is, het sigbaar geword. Daar het toe weerligstrale, dreunings, donderslae en 'n aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here sal altyd staan. Salig sal die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van U woord. En vra U seën op die gepredikte woord wat volg. Laat die woorde van my mond en die bedenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is die finale trompet, koningskap, woede en die onwankelbare verbond. Ons teksvers kom daar uit vers 17 en gesê: Ons dank U, Here God Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou U groot mag gebruik en as koning heers. Nou, as ek nou ek amper sê 'n kern van die preek vir U kan noem, dan sê ek dis die triomf van die kosmiese koning wat die einde bring van die menslike opstand en die ewige sekuriteit vir sy kinders. As ons vandag rondom ons kyk, voel die wêreld dikwels soos 'n plek van volslae chaos. Ons sien nasies wat polities en moreel in opstand is teen die lewende God. Ons sien hoe die fondamente van die Christelike beskawing verbrokkel en as gelowiges tref 'n sekere moedeloosheid ons soms. Maar is dit omdat ons ingesteldheid anders is of verkeerd is? Kyk ons die goeie mis? Dan vra ons: Here, regeer U nog? Het die bose dan nie oorhand? Maar geliefdes in die Here, neem kennis, want vandag neem die Heilige Gees ons deur die profeet Johannes na die troonkamer van die heelal. Die 7de trompet blaas.
In die Ou Testamentiese wêreld was die blaas van 'n ramshoring of 'n trompet die teken vir twee dinge. Dit was 'n alarm vir oorlog, of dit was die aankondiging van die koms van die koning. Hier in Openbaring 11 is dit vir albei. Die 7de trompet bring die finale omkeer of omdraai van die wêreldgeskiedenis. Dit bring 'n boodskap van absolute hoop en berusting vir die kerk. En maar dit konfronteer ons ook met die harde, onverskrokke werklikheid van God se finale oordeel oor sonde. Johannes hoor stemme wat hard en duidelik in die hemel uitroep en bevestig: die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Maar kyk, onmiddellik na die reaksie, wat is die reaksie van die aarde? Want in dit vers 18 sê dit vir ons: die nasies was woedend. Broers en susters, hier lê die eerste groot teologiese realiteit van hierdie teks, van hierdie skrifgedeelte. Die wêreld is nie neutraal teenoor God nie. Nee, glad nie. Die wêreld is 'n aktiewe, woedende rebellie teen die heerskappy van Jesus Christus. Ons sien dit om ons. Ons neem dit waar. En hierdie is die direkte vervulling van Psalm 2. Duisende jare van tevore het die psalmis al gevra. Vers 21. Nee, dis vers 1. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeer die nasies planne? En dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde. Die nasies beantwoord God se regmatige oordeel met hulle eie woede. Hulle wil nie beoordeel word, hulle wil in beheer wees. Die mense wil nie dat God oor hulle regeer nie. Hulle wil hulle eie konings wees. Maar ons word herinner aan die heiligheid van God. Die harde werklikheid is dat God nie met hom laat spot nie. Vers 18 sê dit baie duidelik. Maar nou het die tyd vir u oordeel gekom. En die wat die aarde vernietig word, vernietig. En as ons altyd verwys na die aarde of die wêreld, dan verwys ons na die sondiges, die wat die Here nie aanvaar nie. Want nou, laat ons realisties wees, vir die moderne mens klink dit kras. Ek meen, hoe kan dit sommer so gebeur? Want in vandag se wêreld mag jy nie optree teen dit wat God se heiligheid aantas nie. Nee, jy mag nie, jy moet stil bly. Nee, dit wat teen God en teen sy gebod is, wil heers en alles wat volgens hulle wil laat gebeur. Maar die Bybel is duidelik. Die geskiedenis loop nie uit op 'n vae universele broederskap nie, waar almal maar net aanvaar word en almal net gelyk is, kom ons sê in 'n grys area is nie. Die geskiedenis loop uit op 'n finale skeiding. Die Bybel se finale antwoord. Daar is 'n oordeelsdag vir die goddelose. Die Here gaan die wêreld suiwer van alles wat dit verniel en met sonde besoedel. Dit is die harde, nugter realiteit. En dit roep elke gelowige om vandag 'n streep in die sand te trek. Ons kan nie die wêreld heuning om die mond smeer en dink ons dien God nie. Nee, ons kan dit nie doen nie. Want te midde van hierdie woede van die nasies, kniel die 24 ouderlinge, die verteenwoordigers van die hele kerk deur al die eeue, hulle aanbid en sê iets, of roep uit, wat 'n geweldige impak het volgens vers 17. Ons dank u, Here God Almagtige, u wat is en wat was, dat u nou u groot mag gebruik en as koning heers. Het u die fyn nuance wat hier in die teks, as ons kyk na die Grieks se vertaling, opgemerk, hoe dit in Afrikaans vertaal is? Gewoonlik word God in Openbaring beskryf as hy wat is, hy wat was en hy wat kom. Maar hier word die woorde en wat kom word weggelaat. Waarom? Omdat hy reeds hier is. Die finale oomblik het aangebreek. Christus se koningskap begin nie eers eendag as die wêreld eindig nie. By sy hemelvaart het hy reeds gaan sit aan die regterhand van die Vader. Hy is nou reeds die koning van konings en die Here van die Here. Openbaring 19 vers 16. Hy regeer nou reeds reg in te midde van sy vyande. Dit is die direkte vervulling van wat die profeet Daniël vir ons geskryf het. Daniël 7 vers 14, waar die seun van die mens na die oue vandaan kom en 'n ewige heerskappy ontvang. Maar wat is die hoop
En wat is die berusting vir ons as gelowiges wat vanmôre hier luister in hierdie woord, in hierdie gedeelte? Twee goed, hoop en berusting. Die magte van hierdie wêreld, of dit nou ekskuus tog vyandige regerings, ekonomiese stelsels of die bose self is, regeer op geleende tyd. Hulle dink hulle is in beheer, maar God regeer en God is in beheer. Hulle mag, wat hierdie boosheid is reeds gebreek aan die kruis. Dan die berusting. Ons hoef nie paniekerig te raak oor die toekoms van die kerk nie. Die kerk is nie besig om te verloor nie. Die 7de trompet waarborg dat die oordrag van sigbare mag aan Christus reeds 'n voldonge feit is in die hemel. Dan die hoogtepunt van hierdie skriflesing volgens my vind ons in vers 19. Toe het God se tempel wat in die hemel is oopgegaan en sy verbondsark wat in sy tempel is, het sigbaar geword. Om die diepte hiervan te verstaan, moet ons teruggaan na die Ou Testament, na Eksodus 25 en Eksodus 40. In die aardse tempel was die verbondsark weggesluit in die allerheiligste, agter 'n dik voorhangsel. Niemand kon dit sien nie, behalwe die hoëpriester eenmaal per jaar, met die bloed van die offerdiere. Die ark was die simbool van God se heilige teenwoordigheid, maar ook van die skeiding tussen God en mens as gevolg van die sonde. Binne die ark was die wet wat ons aankla en oordeel. Maar kyk wat gebeur hier. Die hemelse tempel gaan oop en die ark word sigbaar. Hierdie beeld bring soveel diepe vrede vir ons harte. Die skrywer van Hebreërs herinner ons daaraan dat die voorhangsel geskeur het toe Jesus sy lewe vir ons gegee het. Ons hoef nie meer op 'n afstand te staan nie, maar die deur is oop en ons het nou vrye toegang tot ons Vader. In hierdie teks kan ons 'n profesie sien van die reformatie, waar die skrifte en die evangelie, wat lank onder die tradisies van die anti-christelike magte weggesluit was, weer oopgemaak is vir die hele wêreld. Die wet is nie meer daar om ons te verdoem nie, want op die ark is die versoendeksel besprinkel met die bloed van Christus. En let op die kontras in vers 19. Terwyl daar weerligstrale, donderslae en 'n aardbewing buite is, God se oordeel oor die woedende nasies, net soos op die berg Sinaï in Eksodus 19, is daar binne in die tempel volkome vrede en sekuriteit om God se verbondsark. Maar wat beteken dit vir jou en wat beteken dit vir my? Al skud die hele wêreld onder die oordeele van God, al val die ekonomieë en al woed die siektes en oorloë rondom ons, die gelowiges is veilig agter die oop deur van God se genade. Die verbondsark staan vas. God sal sy belofte aan jou nooit verbreek nie. Jy is met die bloed van die lam gemerk. En elke gelowige is vrygekoop. Vrygekoop deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Ek sluit af met die volgende. Geliefdes, hierdie teks, skriflesing gedeelte, bring ons by 'n kruispunt. Dit dwing ons om die werklikheid in die oë te kyk. Daar is net twee plekke waar 'n mens kan wees wanneer die 7de trompet blaas. Jy is of deel van die woedende nasies wat buite die tempel staan en God se gesag weerstaan, en dan wag die harde realiteit van sy vernietigende oordeel. Of jy is deel van die gelowiges, klein en groot, wat aanbidding voor die koning veilig binne in die oop tempel met jou oë gefestig op die Here en die verbondark van sy genade. Vir die Christen bring hierdie gedeelte 'n diepe berusting. God vergeet nie sy profete en sy heiliges nie. Nie eers die allergeringste onder ons nie. Jou getrouheid in 'n donker wêreld word raak gesien. Selfs al voel jy vir die wêreld heeltemal onbelangrik. Selfs al voel jy, ek wil amper sê, Here, ek voel so en ek is so nietig. Ek is 'n sondige mens. Hoe kan U bemoei met my? Die Here sê, my kind, wees nie bevrees nie. Jy is nie nietig in my oë nie. Jy is so groot en so werklik soos enige ander een, enige ander profeet, enige ander kind van die Here, want ons staan almal in gelykheid voor hom, want ons almal is vrygekoop onder sy genade. Mag ons dan nou ophou vrees vir hierdie storms van die lewe.
Ja, daar is storms in die lewe, maar hou jou oë gerig op die Here. Dink aan daardie 7de trompet wat gaan blaas, wat ons almal veilig in God se genade en liefde vir ewig gaan wees. Ons koning heers, sy tempel is oop, sy verbond staan vir ewig vas. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, almagtige God, U wat is en wat was en wat vir altyd sal wees. Ons harte loop oor van diepe dankbaarheid waar ons vandag voor U oop tempel mag staan. Dankie dat die voorhangsel geskeur is. Dankie dat ons nie op 'n afstand hoef te staan te vrees vir die oordeele nie, maar dat ons mag vashou aan die verbondsark van U genade. Aan Jesus Christus ons ewige versoening. Here, ons bely dat ons dikwels struikel en dat die woede en die storms van hierdie wêreld ons bang maak. Vergewe ons ongeloof. Skenk ons U genade en U goddelike vertroosting, waar die lewe vir ons dikwels moeilik word. Of dit dikwels voel soos 'n sware las. Wanneer ons nou na hierdie erediens verder gaan, Here, bid ons dat U Heilige Gees hierdie woord diep in ons hart sal laat wortel skiet. Bring U woord vandag kragtig tuis by elkeen van ons, op soveel verskillende maniere as wat daar mense is. Ons dink aan die dienendes, hulle wat U hande en voete in die wêreld is, versterk hulle. Ons bid vir die gesondes, dat U hulle krag sal gebruik om die koninkryk te bou. Maar Here, ons dra ook die siekes en die swakkes aan U op. Hulle wat vandag nie fisies by 'n kerk kan wees nie, maar daar waar hulle op siekbeddens lê of in ander omstandighede is, dat hulle ingeskakel is in die heilige woning op soveel maniere na kan luister. Want U woord word op soveel maniere versprei, Here. Het sy geskrewe of deur media of soveel ander maniere, Here. Laat U teenwoordigheid vir elkeen van ons tasbaar wees. Gaan ons saam met ons, Here, laat die wete dat U reeds regeer, ons die nodige hoop en berusting gee om sonder vrees te lewe. Van die allergrootste tot die allergeringste onder ons, hou ons vas in U ewige verbond. In die magtige naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons slotlied vanoggend, die welbekende, wat ek dink gepas is, die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Ons loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op tromme, ja, kom dans voor God se oor.
Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Ons loof hom, prys hom, halleluja. Ons loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.